Baie welkom terug. Ons kyk na die ander helfte van die verlore seun wat teruggegaan het. Ons kyk bietjie na sy ou boet. Liefdevolle Vader, U wil vir ons iets vertel. Baie persoonlik vir elkeen van ons. Mag ons ingestel wees op wat U vir ons wil sê. In Jesus naam, amen. Op 'n dag het die pa lank vir sy seun gebid. Hy moet net huis toe kom en toe. In die verte sien hy iemand sukkelend na die huis se kant toe stap. Moeder, ons kind is op pad, kom hier. Liefde sien baie vinnig raak. Die wêreld sien die vernielde boemelaar. Die vader sien sy dierbare ou kindjie wat huis toe kom. Sy pa het hom innig jammer gekry. Hy hardloop na hom, omhels en soen hom. Die pa gaan nie toelaat dat die veragtende oë sy kind se ellende sien nie. Hulle moet nie sien wat hier gebeur nie. En wat doen hy? Hy trek sy pragtige mantel uit en bedek sy kind. Sy uitgeteerde, vernielde liggaam, terwyl sy kind sy berou met trane uitsnik. Hy is so verskriklik jammer. Papa, ekskuus, ek het teen God en teen papa gesondig, ek is nie meer werd om papa se seun genoem te word nie. Die pa se reaksie in hierdie drama is 'n uitbeelding van God se reaksie wanneer ons, die verwonde sondaars, na hom toe kom. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Wat 'n ongelooflike openbaring van die liefde van God, wanneer ons skaam vir hom kom sê, ekskuus, ons is jammer. Hy kan maar maak met ons, net wat hy goed dink, ons verdien niks. Daar is 'n uittrap van 'n kant af. Nee, daar is nie 'n uittrap van 'n kant af nie. Nee, dis 'n fees ter ere van 'n sondaar wat na die Vaderhuis teruggekom het. Hy maak dit vir ons maklik om na hom toe terug te keer. Moenie dat die aanklaer van die broeders, die duiwel, vir jou sê, jy het te ver gegaan nie. Daarom gee Jesus vir ons hierdie gelykenis. Gedurende sy rustelose rebelse jong dae het sy pa as streng en kwaai voorgekom. Gesien, hoe anders het sy pa nou voorgekom? Met Satan skets 'n prentjie van 'n streng, veeleisende tiran wat geleentheid soek om ons te veroordeel. Een wat 'n wettige rede gaan soek waarom hy ons nie kan ontvang nie. Moenie na Satan luister nie. Satan mislei mense deur te leer dat die onderhouding van die wet die mens van ware geluk en vryheid weerhou. Nonsens. Maar die een wie se oë deur Jesus se liefde geopenbaar is, sien God as iemand vol genade, vol meegevoel. Nie as tirannies of onverbiddelik nie, maar as 'n vader wat uitsien om sy berouvolle kinders en sy vergewende liefde te omhels. Dawid skryf, en is so mooi hierdie Psalm 103, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. In die gelykenis is daar nie beledigings of verwyte nie. Die verlore seun voel dat sy verlede vergewe en vergeet is. Pa, noem dit nie meer nie. Dat sy verlede vir ewig uitgewis is. Luister wat die Here vir die sondaar sê. Ek het jou oortreding uit jou sondes uitgewis. Hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke. Kom terug na my toe, want ek het jou verlos. Sondaar, kom terug. Die Ou Testament is so vol van die liefde van die Here. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. En laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees. 'n mooi woord. Barmhartig wees. En tot onze God. Want hy vergeef menigvuldiglik.
In die dae en in die tyd, spreek die Here, sal die ongeregtigheid van Israel gesoek word. Maar dit sal daar nie wees nie. En die sondes van Juda, maar hulle sal nie gevind word nie. Want ek sal vergifnis skenk aan diegene wat ek laat oorbly. Is so mooi. Jeremia 50. Wat 'n heerlike versekering van God se gewilligheid om die belydende sondaar te ontvang. Het jy van hom afgedwaal? Hy wag met reikhalsende verlange dat jy moet kom na sy arms van liefde en vergifnis. Moenie langer wag nie. Was jy al waar die verlore steen gewees het? Jou lewe verkwis? Jy is platsak en sonder enige toekomsdrome en ook verskriklik verlate? Die stem wat met jou hart gepraat het en wat jy geïgnoreer het, kom weer duidelik en pleitend na jou. Maak klaar. Gee pad. Dit is nie julle blyplek nie, want dit is onrein en verwoes. Onherstelbaar verwoes, Micha 2 vers 10. Ek het jou oortredinge, jou sondes uitgewis. Hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke. Kom terug na my toe, want ek het jou verlos. Hier is die prentjie van God. O, kyk na hierdie prentjie. Dit verander jou. Moenie na die vyand luister as hy sê jy moet jouself eers regruk voordat jy Christus gaan besoek nie. Nee. As jy vir daardie dag moet wag om jouself reg te ruk, sê dit nooit by hom uitkom nie. As hy na jou vuil klere, jou sondige verlede wys en jou moedeloos maak, dis nie die duiwel. Herhaal Jesus se woorde. Ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Jou kind jou teleurgestel. Bring hom terug. Sê vir die vyand dat die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Maak die volgende gebed jou gebed. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. So mooi. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Hy beantwoord hierdie soort gebed. Staan op en gaan na jou Vader. Hy sal jou in liefde sien aankom en jou omhels. As jy daar die eerste tree van berou gee, sal hy binne in oomblikke na jou toe kom en jou in sy arms van liefde en vergifnis omhels. Sy oor is ingestel om die noodkreet van die berouvolle sondaar te hoor. Hy weet ook van jou heel eerste soeke na hom. Geen gebed, hoe hakkelrig en lomp ook al. Geen gestorte traan, hoe privaat ook al. Geen verlange, hoe flou ook al, kan ons verseker weet dat die Gees van God daarop sal reageer. Sukkel jy? Ek sukkel baie keer. Ja, ek sukkel baie keer. Dan moet ek maar weer besef. Hy weet ek wil groei in my geestelike lewe. Die Heilige Gees reageer op my verlangens. Selfs voor ons bid of 'n verlange na hom uitspreek, sal hy daarop reageer en ons soeke na hom bevredig. In die visioen van die hoofpriester met besoedelde vuil klere voor die engel van die Here sien ons God se liefde. Dis nou Josua hierdie. Luister na die volgende pragtige klanke van die musikale stem van Jesus. Neem die vuil klere van hom weg, maak gou. Toe sê hy vir hom, kyk, hier is mooi woorde, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek bekleed jou met feesklere, en hulle die reintulband op sy hoof gesit, en hom die klere aangetrek. Net soos sal die Here met jou klere van heil aantrek, en jou met die pragtige reinmantel van geregtigheid toemaak. Wat 'n profiel van 'n God wat omgee. Die stemme van hemel en aarde sal met die lied van die Vader se vreugdeslied saamsmelt en pragtig harmoniseer. Want hierdie seun van my was dood en hy het weer lewendig geword en hy was verlore. Hy is gevind. Tot op hierdie stadium was daar nie wanklanke nie.
Maar nou gaan Jesus daai wanklanke van ons hoor. En miskien is ek en jy skuldig aan die ouer broer sy gesindheid. En sy oudste seun was in die veld. En terwyl al nader aan die huis kom, hey, hoor jy die musiek en beerdsange? Wat gaat hier aan? En hy roep een van sy diensknegt na hom toe en hy vraag, hey, wat beteken dit? Die sê vir hom, meneer, die broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het en hy het ook saam gesing en bly geword. Nee, en hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Die oudste broer het nie in sy pa se pyn oor sy verlore broer gedeel nie. Ek dink ons moet meer in mense se pyn deel. Hy het nie saam met sy pa gebid dat Boetie moet huis toe kom nie. Dit verduidelik waarom hy nie in sy pa se vreugde kon deel nie. Die geklank van vreugde het hom regtig nie aangestaan nie. Toe hy vir een van die diensknegte vra wat hier aangaan, het hy jaloers geword. Hy weier om sy broer te verwelkom. Hy wil niks met hy skobbejak te doen hê nie. Hy beskou die bohaai oor sy broer as 'n belediging vir hom. Sy gedrag vertel dat sy diens eintlik die van 'n diensknegt was en beslis nie van 'n seun nie. Hy moes die vreugde in sy pa se geselskap geniet het, maar nou dink hy aan die bates wat hy deur sy harde werk en deegsaamheid opgebou het. Ek het hard gewerk en terwyl sy geld gemors het. En dis ook vir hierdie redes waarom hy die plesier van sonde prysgegee het. Hy het die plesier van sonde prysgegee. Want sonde kos baie geld. As sy broer nou van sy pa geskenke ontvang, sal hy dit as 'n onreg beskou. Hy verafskiet die guns wat aan sy slegte broer bewys word. Hy maak dit baie duidelik. As hy in sy pa se plek was, hy nie die verlore broer sou aanneem nie. Hy herken hom nie eers as sy broer nie. Hy verwys snedig na hom as hierdie seun van pa. Wat wil Jesus vir jou en my sê? Is onskuldig aan so gesindheid. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien nie al so baie jare lang en ek het nooit die gebod oortree nie. En vir my het hy nooit 'n bokkie gegee nie. Ag, sies tog. Sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Nee, ek is geïgnoreer by die plaas. Maar toe die seun van u kom, wat die goed met hoere deurgebring het hy vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Sy pa antwoord, ag my ou seun, al die jare wat jou broer van die huis al weg was, het jy die geleentheid gehad om 'n mooi verhouding met my aan te knoop. Die pa het alles gedoen om die geluk van sy seuns te verseker. Die oudste seun het nie nodig gehad om hom oor beloning te vernies het nie. Toe sê hy vir hom, kind, jy's altyd by my en al wat myne is joune. Jy hoef nie net te glo dat ek jou lief het en dat ek in hierdie geskenk vrylik met liefde op jou uitstort nie. Dis alles vir jou. Jou broer kan dit nie van jou vat nie. Hy het sy deel gehad, maar nou is alles joune. Een van die seuns het hom vir 'n tyd van sy pa afgesny, sonder dat hy sy pa se liefde agtergekom het. Maar nou dat hy terug is, het die vloedgolf van liefde die opinie oor sy pa verander. En ek en jy moet ons opinie van God verander. Dit gaan ons vry maak. Dit gaan ons hoop gee. Dit is die mooiste gelykenis, die mooiste preek wat Jesus nou ooit gegee het.
Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my. En al wat myne is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees asseblief. Want hierdie broer van jou was dood. Kom maar, hy was dood. En het weer lewendig geword. Hy was verlorenes gevind. Het die oudste broer ooit agtergekom hoe lelik hy is? Het jy al agtergekom hoe lelik jy met tye kan wees? Onverbiddelik. Hy het tot die besef gekom dat al was sy broer baie skuldig, dat hy nog sy bloedbroer was. Het is lelik, hierdie broer is lelik. Met betrekking tot hierdie saak het Jesus geswyg. Die boodskap van die gelykenis was nog besig om uit te speel en die hoorders moes vasstel wat die uitkoms sou wees. Die onbekeerde Jode in die tyd van Jesus word deur die oudste seun voorgestel. Dit het ook betrekking op fariseërs in elke geslag wat met veragting op tollenaars en sondaars kyk. Vraag, hoe kyk ons na hierdie mense? Omdat hulle nie met daardie uiterste vreeslike sonde besoedel het nie, was hulle met eie geregtigheid geval. Hulle het voorgegee dat hulle seuns in God se huis was, maar die gees van 'n huurling openbaar. Hy het nie uit liefde gewerk, maar op die hoop van beloning. Wat kan hy uitkry? Hulle het God as 'n tiran beskou, dis die Jode. Hulle sien hoe Jesus tollenaars en sondaars uitnooi om die gawe van genade te kom ontvang. Iets wat die rabbies deur hulle eie harde pogings wou verdien. En hulle het aanstoot geneem. Hy verdien dit nie. Dis hoe hulle God gesien het. Die verlore seun se berou, wat die Vader se hart met vreugde gevul het hulle met jaloesie gevul. Ons moet ons harte baie mooi ondersoek. Ons kan so hard en nydig wees op mense. In die gelykenis was die Vader se teregwysing van die ouer seun, die hemelse teerberoep op die fariseërs. Al wat ek het is joune. Nie as loon nie, maar as geskenk. Soos die verlore seun kan jy dit slegs ontvang as die onverdiende skenking van die Vader se liefde. Ons het geen aanspraak nie, ons het geen regte nie. Ons het net voorregte. Eie geregtigheid. En ons moet oppas. Lei nie net na 'n verdraaide beeld van God nie, maar maak jou ook krities en onsympatiek teen jou naaste. Ons moet weer kyk, hoe kyk ons na mense? Mag die Here ons gesindheid verander. Die oudste seun vol selfsug en jaloesie het besluit om sy jonger broer met valkoë dop te hou, om hom oor die geringste foutjie te kritiseer en ongenadig te beskuldig. Ken jy sulke mense wat altyd fout soek? Wanneer jy jouself as 'n sondaar sien, wat net deur die liefde van ons hemelse Vader gered kan word, sal jy mense wat in sonde geval het, ontsettend jammer kry. Jy sal nie hulle ellende met jaloesie beheen nie. Wanneer God die ys van selfsug gesmelt het, sal jy sy reddende genade met verlorenes deel. Al verwelkom jy nie die verlorenes nie, sal hulle vreugde nie ophou nie. Hulle sal 'n plek by die Vader kry en saam met hom werk. Iemand wat van groot sonde vergewe is, sal ook baie liefdevolle mens wees. En weet jy hoe baie die Here ons vergewe? Elkeen van ons. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Volgende keer die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. Liefdevolle Vader, ek wil nie die ouer broer se syndroom besit nie. En as ek dit besit, geef my 'n nuwe paradigma van liefde en vergifnis en aanvaarding. Help ons om die slegste mens die beste te behandel.
en vat die nait uit ons hart uit. In Jesus naam. Amen.